Goeiemôre en welkom hier vanaf die Lewende Woord Auditorium in Kaapstad en jy is by Raymond Lombard Ministries. Oor 'n paar minute gaan ons 'n ongelooflike woord hoor van Dr. Raymond Lombard, maar eers moet ek vir jou 'n groot aankondiging doen. Volgende naweek, soos wat ons almal weet, is dit Paasnaweek. Ons het Goeie Vrydagoggend en ons het Opstanding Sondagoggend. En as jy deel is van ons aanlyn gemeente, gaan jy nie uitmis nie, want hierdie volgende naweek gaan ons regstreeks inskakel met Dr. Raymond Lombard. So as jy by die huis is, jy's nie in die Kaap nie, kan jy inskakel, maar omdat dit regstreeks gaan wees, gaan ons van so 25:09 af inskakel op Vrydagoggend en ook 25:09 op Sondagoggend. So moet dit nie uitmis nie. Kry jou familie in, julle gaan inskakel. Dit gaan ongelooflik wees en ons sien julle daar. Maar hartlik welkom julle. Dit is wonderlik om in die huis van die Here te wees. En alles is nog skoolvakansie, die kerk is vol en my hart is altyd so dankbaar teenoor die Here dat as mense nie weggaan dan kom hulle na die huis van die Here. Dit is hoe dit hoort. En so ek is baie dankbaar vir julle toewyding. En natuurlik vanmôre het ons ook die kosbare tafel van die Here hier by ons. En dit is iets wat altyd baie kosbaar is en na in ons hart lê wanneer ons na die woord van die Here gaan. En as jy 'n besoeker is vanmôre, voel tuis saam met ons, jy is saam met kinders van die Here. Julle weet dit ons is besig met 'n reis deur die Lukas Evangelie. Sondaande is ons besig met die boek Jakobus, maar Sondagoggende met die boek Lukas. So kom ons blaai na Lukas hoofstuk 19. En ons is by 'n man met die naam van Saggeus. Ek het twee gedagtes wat ek wil bring. Die een sal ek vanmôre en die ander een volgende week bring oor Saggeus. So kom ons lees saam. En hy, dis nou Jesus, het in Jerigo gekom en daar deurgegaan. Want onthou, soos ek vir verlede week ook gesê het, die pad na Jerusalem, as jy van Galilea afkom, teen die kant van die rivier, die Jordaanrivier, en jy draai by Jerigo, by die Palmstad, dan gaan jy nou in 'n westelike rigting, op teen die Judea gebergtes, en want jy's op die laagste punt, onthou die dooie see lê net hier langs jou, dis die laagste punt op aarde, terloops as jy dit nie weet nie, is baie laag, en so, van daar af moet jy jou pad opvind. So Jesus, ons het klaar gesien, hy was by die blinde man, by die ingang van Jerigo, hy is nou deur Jerigo en nou is hy op pad. Hy is nou onderweg Jerusalem toe, uiteindelik Jerusalem. Nou lees ons, en hy, Jesus, het in Jerigo gekom en daar deurgegaan. So hy is nou deur die bykans, dat hy deur die stad is, en hy is nou onderweg. Waarheen? Jerusalem. En daar was 'n man, dis nou in Jerigo, met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars, en 'n ryk man. So, hy het gewerk vir SARS, right? Hoof vir die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien, wie hy was. Maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. Hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer, so onderlings begin praat met mekaar en hulle het gesê vir mekaar, hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Vader, dankie vir hierdie
Wonderlike woord. Die verhaal van Jesus en Saggeus. En wat Jesus daardie dag gesê en gedoen het. Ons bid, Here, dat hierdie woord by ons harte vandag sal ingang vind. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus. Vind by ons 'n hart wat toegenee is, 'n hart wat oop is en toeganklik vir U is. Asseblief, Here, vind by ons 'n lewe wat oop is en sê, Here, kom bring inspraak in my lewe. Kom doen U werk in my hart. Vind by my 'n hart, Here. En as daar 'n weg is by my van smart, lei my op die ewige weg. In die naam van Jesus. Amen. So die laaste vers wil ek as my teksvers gebruik, dit is vers 10, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Jesus verwys na homself en hoekom hy gekom het. Toe hulle nou klaar, want hy by 'n sondige man tuis was, want dit was mos die hele storie. Hy was tuis by 'n sondige man aan huis en die klagtes is hy was in 'n sondige mens se huis. Nou ja, hoe gefeins kan jy wees en skyn heilig? Maar in elk geval, en dan Jesus se antwoord was net doodeenvoudig, die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Vraag natuurlik wat by mense opkom is, het Jesus vir alle mense gekom? Ek bedoel soos in alle mense, alle sondaars, van alle nasies, alle volke, alle tale, alle godsdienstoortuigings, goed en sleg, regverdig en onregverdig, het hy vir alle mense gekom? Al Jakobus het goeders te sê vir ons in sy sendbrief, maar Lukas, hy het ook vir ons iets te sê oor die mense waarvoor Jesus gekom het. Want miskien moet 'n mens vra, is alle mense dan nou verlore? Was daar 'n tydstip by almal van ons dat ons verlore was? Want jy sien, die Here Jesus, wanneer hy na homself verwys, dan sal hy altyd sê die seun van die mens. Maar soms sal hy 'n titelbeskrywings gee. Hy sal byvoorbeeld sê, ek is die goeie herder. Wanneer hy van homself praat, as die seun van die mens. Ek is die goeie herder. Nou, weet ons, want ons het mos 'n paar hoofstukke vroeër gelees van die herder wat die skape gaan soek het, die een wat weg was, wat verlore was, die verlore skaap. Want die beeld van 'n herder is mos, hy moet wat verlore is, gaan vind en gaan haal. Hy voed nie net en lei die skape nie, maar hy moet mos ook as daar een weg is, gaan soek. Dis mos wat 'n herder doen. Hy moet hulle mos almal tel, hy moet mos verslag gee van sy kudde, is hulle almal hier. Want in Lukas 10 soek die herder die skaap wat verlore was. In Lukas 15 het ons dit ook gesien. So, dis nie verkeerd om te sê, as ek sê, Vader God in die hemel het sy seun Jesus Christus gestuur, noem hom die goeie herder of die seun van die mens, wat 'n titelbeskrywing van wil gee, die seun van Dawid. Maar sal jy saamstem as ek sê, dat die Vader in die hemel het sy seun gestuur om mense te red, om verlore mense te red, om saligheid te bring na die wêreld toe. Is dit nie hoekom hy gekom het nie? Dan sal dit mos korrek wees om te sê, wanneer Jesus sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was, om te sê, hy's gestuur om dit te doen. Want hy sê, die Vader het my gestuur, sodat elkeen wat in my glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit verstaan ons. So, hierdie was 'n dag, soos enige ander dag, in klein Saggeus se lewe. Nie klein omdat hy 'n jong seentjie was nie, maar hy was klein van postuur. Hierdie was 'n dag, soos enige ander dag. Behalwe hy kry die oggend 'n boodskap
Maar Jesus is in die dorp. En Jesus is op pad. En hy's klein. Hy's 'n klein mensie. En omdat hy klein van postuur is, kan hy nie oor die mense se koppe kyk nie. So wat sou hy doen? Hy moet op 'n leer klim teen 'n muur of wat ook al wel. Hy vind 'n wilde vyeboom, want hy hou Jesus dop met die skare mense, en hy sê maar hy kom hierdie pad langs, hy's in hierdie straat, wat hy nou deur Jerigo onderweg uit, buitekant, en hy klim te binne in die wilde vyeboom, en hy sit daar in die boom, want hy weet mos, Jesus gaan hier onder hom kom verbyloop, as hy net sy posisie reg kry in die boom, want die Bybel sê mos, dat hy wou graag die Here sien. Dis wat die teks sê. Die teks sê, hy wou so graag Jesus sien. Wil jy hom nie ook sien nie? Ons sal almal eendag sien. Sal die wonderlikste persoon wees om te sien. Hy wil hom sien. Hy wil in sy gesig kyk. Hy wil kyk hoe lyk die man. Maar hy kan nie. Weens die situasie wat hy in bevind, so hy is in 'n wilde vyeboom. Maar wat anderste is in Saggeus se lewe, is wanneer 'n dag begin, weet jy net nooit hoe daardie dag of hierdie dag gaan eindig. Want nie een van julle wat hier sit weet hoe hierdie dag van vandag gaan eindig. Jy kan maar net dink, maar jy weet nie. Jy weet nie wat die laaste ding is wat met jou gaan gebeur vandag of kan gebeur. So in sy geval teken die Bybel aan oor 'n dag in 'n mens se lewe soos geen ander. 'n Dag toe hy Jesus gesien het. Maar nie net gesien het nie, toe hy Jesus in sy huis gehad het. Nie net was hy in sy huis nie, hy het saam met hom geëet. En hy het nie net geëet en was in sy huis, hy het hom gesien nie, maar hy het met hom gepraat. En hy kon na hom sit en luister, saam met sy familie, en met sy vriende wat hy genooi het. Dis 'n dag, soos geen ander, in Saggeus se lewe. Hoeveel mense wat ooit op aarde geleef het, en ooit sal leef op aarde tot die wederkoms, kan dit sê, dat Jesus 'n uur of 2 in my huis kom spandeer het, en ek kon met hom praat, en luister wat hy alles te sê het. Hierdie was Saggeus, toe jy vanmôre opgestaan het, jy het nie geweet, wat hierdie dag vir jou gaan bring nie, hy het dit net nie geweet nie. Maar dit laat 'n mens die vraag vra, wat beteken dit om verlore te wees? Want Jesus sê, die Seun van die mens gekom om te soek en te red, wat verlore was. Wanneer is iets verlore? Ek en jy, in ons Christelike denke in die volksmond, in die Christelike kerk, wanneer ons praat, moet ons baie keer baie versigtig wees as ons die woord verlore gebruik. Want wanneer ons gewoonlik sê, man, daai ou is verlore, wat bedoel ons? Hy is verdoem vir die hel, man. Hy is nie gered nie. Nee, as ons sê, nee man, hy is verlore. Hy het tog nie by die Here uitgekom nie. Bedoelende, hy is verdoem, hierdie persoon. As hy so sterwe, hy gaan hel toe. Maar in die Nuwe Testament beteken verlore nie verdoem nie. Dis nie wat dit beteken nie. Die woord verlore, in die kontekste wanneer ons dit gevind het in Lukas 15 en ook hier, beteken eintlik, dis iets wat op die verkeerde plek is. Dat om verlore te wees, beteken, dit is op die verkeerde plek. Ek moet dit dalk verduidelik. As iets verlore is, of iemand is verlore, dan beteken dit is van die regmatige plek verwyder. Dis nie waar dit was nie. Jou karsleutels is verlore. Jy soek jou lendelamp. Waar is die sleutels? Wie van julle moet dit altyd doen? Want jy sit dit op dieselfde plek nie, right? As jy net kan leer om dit altyd op dieselfde plek te sit, as jy nie laat vir die kerk nie, right? Of laat vir die afspraak nie, want waar's my sleutels? Dis nie weg nie.
dis verlore in die sin van, dis nie op sy regmatige plek nie. En wanneer ons dit vind, dan bring ons dit en ons sit dit op die plek waar dit hoort. Dan het ons dit mos nou weer gevind, right? So verlore is, dis nie weg soos in weg nie. Dis nie op sy plek waar dit hoort nie. Dit is soos, in Lukas 15 lees ons van die verlore skaap, waar die herder, toe hy na die skape tel, toe kom hy agter, hoorie, maar hier is een kort, hier is 'n verlore skaap. Toe gaan soek hy hom, en hy het lank gegaan, vir ure lank, toe kry hy dit, en hy bring dit op sy skouers terug, en hy sit dit op die plek waar dit hoort, in die kraal waar die ander skape is. So, ons praat van die gelykenis van die verlore skaap. Bedoelende, die skaap was nie op sy plek nie. Hy moes by die kudde gewees het. Die vrou met die penning, onthou julle die vrou wat so gesoek het? Waar was die penning? Was hy weg? Nee, hy was nie op sy plek waar sy gedink het hy is en sy hom kan kry nie. In ander woorde, hy is verlê. Hy het weggerol vir haar, hy het weggerol, hy het verdwyn, het ek het by die vuilgoed uitgooi by die asblik, wat het ek met dit gemaak? Hy is verlore, ons praat van die gelykenis van die verlore penning, want hy is nie op sy plek waar die ander geld is, hy moes daar gewees, hy is nie daar nie. Verstaan nie wat ek sê? So is dit met die verlore seun. Hy was nie weg soos in weg tot aan alle ewigheid nie, waar was hy? Hy was weg na 'n ander land toe, maar hy was daar. Hy is nie weg nie, hy is iewers, maar hy is op die regte plek nie. Hy was veronderstel om te wees by die huis van sy vader. Maar hy het vroeg sy goed gevat, gepak en gewaai. So, die Saggeus, in Saggeus se geval, sy hart was nie op die regte plek nie. Jy kan in Jesus se teenwoordigheid wees, soos 'n Judas, en jou hart is nie op die regte plek nie. Jy kan selfs hier in die kerk sit, en ek bedoel, jy sit op die regte plek, right? Stem jy saam? Dis hoekom jy hier is, jy is in die kerk, okay? In die huis van die Here. Maar dit is moontlik dat ek liggaamlik op die regte plek kan wees, maar my hart op 'n ander plek is. Verstaan nie wat ek sê? Wat ek wil sê is, as Jesus sê, die Seun van die mens gekom om te soek en te red wat verlore is, dan praat hy van mense wat se hart vir God verlore is. In ander woorde, dis nie waar dit moet wees nie. Dis 'n verkeerde plek. So die verlore seun, toe hy daar sit by die varke, wat het met hom gebeur? Onthou julle weer die storie? Hy het tot homself gekom en hy het gesê, wat maak ek hier? Toe het hy gesê, ek gaan omdraai in my vader se huis. Toe draai hy om, epistrepo, het omgedraai, hy het hom bekeer. En hy het gegaan, hy het gesê, Vader, ek het gesondig. In die begin het hy gesê, gee my goed. Nou kom hy terug en hy sê, ek het sonde gedoen toe ek gesê, gee my goed, was baie verkeerd van my. So wat het nou gebeur? Sy hart is op die regte plek. Saggeus, hy was die hoof van die tollenaars, gaan oor geld, was 'n baie ryk man, so sy hart was in materiële dinge. Sy hart was by geld, sy hart was by materiële dinge. Maar toe hy Jesus sien en hy ontmoet Jesus en hy het 'n tydjie in Jesus se teenwoordigheid gespandeer en toe Jesus teen hom afvryf, toe verander sy hart tot so 'n mate dat ons almal weet wat hy doen. Hy spring later op in sy huis, hy gaan staan voor almal en al sy gaste en familie en vriende en hy sê, Here, ek het iets om te sê. Ek moet praat, ek kan nie meer stil bly nie. En die Here sê vir hom, Saggeus, wat is dit? Hy sê, die helfte van my goed gaan ek vir die armes gee. En as ek van iemand geld afgepers het en ek het dit verkeerd wederregtelik gekry, gaan ek dit 4-dubbel teruggee. Nou ons sal sê, so, hy het tot bekering gekom. Nee, want wat het gebeur? Sy hart het verander. Daar het iets met hom gebeur waar in sy hart is nou op die regte plek. Sy hart is gevind. Verstaan jy nou? Sy hart was verlore, sy hart was op ander dinge. Maar nou is hy gevind. Sy hart is op die regte plek. Sy hart is by Jesus. En hy wil daar wees. So, as ek my bekeer tot God,
As ek my hart vir die Here gee, is my hart op die regte plek. Dis wat gebeur. Dis presies wat gebeur het. My hart is op die regte plek. Want wat nou beteken is, ek was op 'n verkeerde plek in my lewe. Nou ek het groot geword in kerke, maar hoekom ek was binne in 'n kerk, ek het in 'n kerk groot geword, dis die regte ding is. Wonderlik om in 'n kerk groot te word, maar my hart was nie daar nie. Ek was daar binne, maar my hart was nie daar nie. Verstaan? So, my hart was op die regte, my liggaam was miskien daar, maar my hart was nie daar nie. Maar wanneer ons van die verkeerde plek bekeer het, dan kan ons sê, ek was verlore, maar nou is ek gevind. Bedoelende, my hart is nou by die Here. Dis waar my hart is. My hart is gevind. So wanneer ek gered is, wanneer ek saligheid deelagtig geword, wanneer ek tot wedergeboorte gekom het, wanneer die Here my siel red, nou kan ek sê, ek is gevind vir die hemel. Ek is nie meer verlore nie. Ek is onderweg na die hemel. Ek gaan eindig in die hemel, ek gaan na die Here toe. Want ek is gevind. Ek is nie meer verlore nie. Verlore vir ons gaan beteken dat daai persoon uiteindelik in die hel beland. So as ons sê iemand is dood en hy het nie die Here ken, sê ons hy's verlore. Bedoelende, dis jammer om dit te sê, maar hy sal nooit in die hemel wees nie, want hy het nooit Jesus in sy lewe erken en bely nie. Sy hart was nie by die Here nie. So wanneer ons na Jesus se woorde kyk, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Voorheen het Lukas ons klaar gepraat van die verlore skaap en die verlore seun en die verlore penning. So my vraag is, het Jesus gekom om alle verlore mense te red? Nou, is baie mense wat dit nie glo nie. Hulle glo nie uitverkiesingsleer. Hulle glo, die Here het lankal geweet wie gaan hy red en wie nie, en jy het geen keuse nie, wat jy ook al besluit, speel geen rol. Sies tog. Dit is nou baie jammer om dit te hoor. Dit werk dan nie so in die Bybel nie. Ander mense glo, jy behoort nie in 'n sekere ras. Omdat jy nie in 'n sekere ras behoort nie, Here het nie vir jou in die kruis gesterf nie. Daar's mense wat dit glo. Miljoene. Ek sou sê, kom ons gaan na die Bybel. Kom ons bepaal ons by Dr. Lukas. Want Dr. Lukas het hierdie ding, as jy nie weet nie, ordentlik aangespreek in sy skrywe. Jy mag dalk baie verbaas wees om te sien hoe hy toon hoe 'n liefde die Here vir sondaars het, verlore mense, en hoe hulle help en vergewe. Soos byvoorbeeld, as ek jou nou net vinnig so met 'n reis net deur Lukas neem, net Lukas, nie deur die Bybel nie, net by Dr. Lukas, toe hy geskryf het aan Theophilus. Hy het ons gesê, ek skryf hierdie verhaal om jou te vertel van 'n man Jesus wat geleef het, wat gesterf het en wat opgestaan het en wat hemel toe is. Maar ek wil jou van hierdie man vertel. So, as jy nou gaan kyk in Lukas 1, lees jy daar in vers 33, dat die engel sê, die engel wat uit die hemel kom, sê vir die maagd Maria, wat Jesus geboorte sou skenk, hy sê vir haar, wanneer hy kom, hierdie seun van die Allerhoogste, en hy kry die troon van sy vader Dawid, wanneer hy kom, vers 33, hy sal koning wees oor die huis van Jakob en tot in ewigheid. So, hy gaan oor Israel, oor die Jode, gaan hy 'n koning wees. So, Lukas, want hy weet waartoe hy gaan in sy skrywe, begin vir hom sê, Jesus kom vir die Jode, vir Israel. Hy gaan sy lewe vir hulle kom gee, hy kom om in hulle te kom verskyn, en hy het nie al die detail, al die inligting, hy het net gesê, hy word 'n koning, hy gaan as 'n koning regeer, hy het nie vir haar vertel van 'n kruis of iets, dit weet sy niks van nie, maar hy het net vir haar vertel, hy kom vir hulle, en jy sal ook sien, in vers 10 van hoofstuk 2 sê hy, die engel, vir die herders, moenie vrees nie, ek bring vir julle groot tyding van blydskap vir die hele volk. Wat 'n volk? Die volk Israel, vir die Jode.
Hy sê, ek bring goeie nuus vir julle, van die saligmaker wat vir julle hier in Israel is die seun van God is gebore, Jesus die saligmaker. So, Lukas is baie duidelik, hy het vir die Jode gekom. In hoofstuk 2 vers 31 sê hy, daar was 'n profesie wat sê, wanneer hy kom, so sê Anna en Simeon in die tempel, die babietjie, toe hulle die baba nou inseën en hom bring hom voor die Vader, toe sê hulle, o, my oë sien u heil, vers 31, hoofstuk 2, wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van die volk Israel. Simeon sê, wanneer hy kom vir al die nasies en hy kom vir Israel. Hy kom vir die heidene en hy kom vir die Jode. Hy sê, 'n lig van verligting vir die nasies. En dan in hoofstuk 5, baie aangrypend, daar sien ons in vers 27 vir wie hy gekom. Na hierdie dinge toe gaan Jesus, toe hy uitstap, toe kry hy 'n tollenaar met die naam van Levi, sy ander naam is Matteus, dis hy wat terloops die evangelie van Matteus geskryf het. Hy sit daar by die tolhuis, sit hy en maak die geld bymekaar vir belastinggeld, vir die leierskap van die volk, en ook vir die regering, en hy kry hom daar en hy sê vir hom, volg my, en daar roep hy tollenaars. Nou tollenaars was in die oë van Israel baie groot sondaars, want hulle vat ons geld, ons swaar verdiende geld, en stoor dit na die Romeinse regering toe, en hulle onderdruk ons. So hulle het baie teen tollenaars gehad. Wel hier sien ek, Jesus roep 'n tollenaar om een van sy 12 disippels te word. Wow. Dis nie al nie. In Lukas hoofstuk 16 sien ons die bedelaar, wanneer hy praat van Lazarus as die bedelaar. Hy was gered, want hy was in die boesem van Abraham. In Lukas hoofstuk 19 vers 2, 'n tollenaar, Saggeus, 'n ryk man. So ons het 'n bedelaar, ons het 'n arme man, ons het tollenaars, en hier lees ons van 'n ryk man. En Jesus gaan sit in 'n ryk man se huis. Jesus het ook by Martha en Maria en by Lazarus aan huis gegaan, doodgewone mense, burgers van die volk. Maar hier sit hy in 'n ryk man se huis. Maar nou lees ek in vers 10, hy sê, die seun van die mens kom te soek en te red die wat verlore was. Maar toe sterf hy aan die kruis, want hy was ons op pad Jerusalem toe. Maar hy het uit die doodheid opgestaan. En daar sit Matteus en die ander disippels daar by hom in die bovertrek, en sê hy vir hulle in hoofstuk 24 vers 47, nou dat hy in vers 46 sê, die seun van die mens die Christus het gesterwe, soos geskryf is, maar hy het op die 3de dag uit die doodheid opgestaan, sê vir hulle in vers 47, dat julle moet gaan en bekering en vergewing van sondes in my naam, die naam van Jesus verkondig, aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. So wat sien ek en jy hier? Dat die naam van Jesus moet sondevergifnis gepreek word, nie net in Jerusalem nie, maar na al die nasies toe, van Jerusalem oor die hele wêreld. En Matteus homself, hy sê, Jesus het vir hulle duidelike opdrag gegee, in Matteus 28 vers 19, toe hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees en leer hom alles te onderhou. Maak disippels van wie? Van al die nasies. So, hier's my vraag. So as Jesus na alle soorte mense toe gaan toe hy op aarde was, en as Jesus nadat hy gekruisig is, uit die doodheid opgestaan het, sy groot opdrag bevel gegee het, herhaaldelik vir sy disippels, ook in Handelinge 1, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. So ons lees dit in Lukas, ons lees dit in Handelinge, ons lees dit in Matteus. Hier is my vraag. Het die evangelie my en jou bereik? En die antwoord is ja. Het ek en jy dit aanvaar, dat hy vir ons aan die kruis gesterf het? In my geval kan ek sê ja. So nou is die vraag, is ek een wat gevind is? Want hy sê, die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat
verlore is. So ek het 'n vraag. Was daar 'n dag in jou lewe waar jy erken het, ek is verlore? Was daar so 'n dag? Was daar werklik 'n dag in jou lewe? En by van julle sal dit twyfel saai, want jy sal sê, maar ek kan nie onthou nie. Ek het my hart vir Jesus gegee vandat ek verstand het. Ek het groot geword in die kerk en van kleins af in my ma se huis. Dis vir my moeilik om 'n datum of 'n tyd of 'n plek te gee. My vraag is nie, kan jy my 'n datum gee nie? My vraag is, was daar iewers in jou lewe 'n bewustheid en 'n bewuswording van ek is verlore? Was dit al so by jou? En Here, U moet my siel red. Ek het nodig dat U my siel red. Was daar al so 'n oomblik in jou lewe? Was daar al 'n werklike moment waar jy besef, Here, U moet my siel red. Ek wil nie verlore gaan. Ek wil nie sterf as 'n verlore mens. Want Saggeus, hoe wonderlik. Jesus sê toe Saggeus opstaan en hy sê ek maak reg wat verbrou het. Ek doen restituisie. Eintlik wat ek sê het is ek doen restituisie. Restituisie is ek gee terug as ek weet ek het gesteel en gevat. Ek gee terug wat ek gesteel en gevat het. Dis restituisie, want dis wat hy sê, ek het afgepers. Ek het dit nie op 'n eerlike manier bekom nie. En ek is jammer daaroor, want omdat ek dit nie op 'n eerlike manier bekom het nie, sal ek dit teruggee. Dis restituisie. Belydenis is een ding, restituisie is iets heeltemal anders. En in sy geval, omdat hy nou tot hierdie besef kom, maak Jesus 'n stelling. En Jesus sê, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. So die man wat verloor, en nou sê Jesus, omdat hy gered is, sê Jesus, dis hoekom ek gekom het, om te soek en te red die wat verlore is. So die oomblik as redding jou pad langs kom, dan is jy nie meer verlore, dan is jy gevind. Hoor nou mooi. Hy sit daar in sy huis, verlore soos 'n klip. Maar iewers langs die pad in daai maaltyd, en in sy gesprek met Jesus, en in die oortuiging, hoe meer hy in die man se oë kyk, hoe meer hy na sy woorde luister wat uit sy mond uitkom, hoe meer besef hy, ek is nie waar ek moet wees in my lewe nie. En hy het hierdie oortuiging, dat hy spring op, en hy doen 'n openbare belydenis. Daai openbare belydenis bring vir hom net daar saligheid. Soveel so, dat Jesus doen 'n verklaring. Jesus sê, hierdie man was verlore, maar nou is hy gevind. Jesus se eie woorde is, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Redding! Jy's nie meer verlore nie, Saggeus. Jy's gevind. Jy's nou in die koninkryk. Jou naam is in die boek van die lewe. En jy gaan nou hemel toe. Jy's nie meer verlore nie, Saggeus. Jy's gevind. Saggeus, voordat Jesus in jou huis gekom het, toe jy daar in die willevuyboom gesit het, vroeër vanoggend, toe was jy verlore. Toe Jesus opkyk in die boom, het hy na 'n verlore man gekyk. Jy was verlore. Jy sit hier by my, maar jy's verlore. Arme Judas, hy sit ook daar, hy hoor alles. En hy is so verlore soos 'n klip. Sy hart is hard. Hy beplan om Jesus te verraai. Hierdie man, hoekom word hy nie 'n koning nie? Ons kan nie 'n plek in sy koninkryk nie. Ek volg hom al 3 jaar. Hy het gepraat van 'n koninkryk, gebeur nie wat hy gesê het nie. Ons het van hom ontslaa raak. So jy kan in Jesus se teenwoordigheid sit verlore, en jy kan in sy teenwoordigheid sit gered. Vir hierdie man het daar redding gekom. Saggeus, toe jy Jesus die eerste keer gesien het vroeg vanmôre, was jy 'n verlore mens. Nou, hier waar jy is in jou eie huis, is jy 'n geredde mens. Jy was verlore, maar nou is jy gevind. Jou hart was op die verkeerde plek. Nou is jou hart op die regte plek. Jy's gered. Ja, Jesus
het vir alle mense gekom. Miskien is hierdie vers die sleutelvers van die hele evangelie van Lukas. Hierdie vers mag heel waarskynlik die vers van alle verse wees in die hele evangelie van Lukas. Dis baie moontlik. Want jy sien in hoofstuk 5 vers 32, hier is 'n baie belangrike teks. Daar staan, en dit is nou Lukas 5 vers 32, en hy sê vir hulle, ek het gekom om regverdiges te roep. Nee, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Terloops, waar het dit gebeur? Vir jou sal om in jou Bybel te kyk. Waar het dit gebeur? Daai woorde? In Matteus se huis. In Levi se huis. En hy was ook 'n tollenaar. Die mense het ook nie van hom gehou nie. Jy sê, die mense hou nie van tollenaars. Wie van julle hou van SARS? Nee, luister. Tollenaars. Die mense het nie van hulle gehou nie. Maar in hulle geval het hulle baie onregverdig opgetree. En die mense het nie van hulle gehou nie. Maar Jesus het vir hulle in die kruis gesterf. So, hier's my vraag. Ek wonder net, sê vir my. Hierdie tafel kan net gebruik word, eintlik, deur iemand wat gevind is. Iemand wat verlore is, die tafel beteken niks. Want vir ons wat gevind is, wat gered is, hierdie tafel, versinnebeeld, simboliseer, spreek, illustreer, toon aan, my redding, dat ek gevind is. As ek van hierdie brood eet, dan sê ek eintlik, ek is gevind. Hy het my gevind. As ek van hierdie glas drink, van hierdie beker drink, dan sê ek, dit is sy bloed. Hy het my gekry. Ek behoort aan hom. Vandag spreek hierdie nagmaaltafel tot ons. Ek was verlore, maar nou is ek gevind. Ek kom as 'n mens wat gevind is na hierdie tafel toe. Ek is op die regte plek. Ek vier my saligheid in Jesus. Ek vier wat hy vir my gedoen het. My hart is op die regte plek. Ek is by Jesus. Dis nie net my liggaam wat hier is nie. Want jy kan met jou liggaam hier wees, maar die hart is hier nie. Maar my liggaam en my hart is hier. Om te sê, Here, dankie. Dankie dat U my kom soek het en my kom red het. Want as ek dit moes gedoen het, sou ek dalk nooit by U uitgekom het. Ek is op die regte plek. My naam is in die boek van die lewe. Iemand wat nagmaal gebruik sê, ek is 'n geredde mens. My naam is in die boek van die lewe. Want jy sien, hierdie tafel vertel 'n storie. En die storie wat hierdie tafel vertel is 'n verhaal van vergifnis en van belydenis. Want hierdie tafel sê, ek bely dat hy die Here is, ek bely dat hy die Seun van God is, ek bely dat hy vir my in die kruis gesterf het. Dis wat ek sê, wanneer ek van hierdie tafel, van hierdie brood eet en van die beker drink. So die tafel spreek van, hy het my vergewe. Jesus se kosbare bloed het vir my betaal. So die regte plek om in 'n mens se lewe te kom, is op die plek van belydenis. Dis die plek. Want die oomblik as jy op die plek van belydenis kom, dan kan die Here vergifnis skenk. En dan kom ons by mekaar, soos in hierdie geval, as 'n herinnering, as 'n weer opnuut, om te waardeer opnuut, wat hy vir my en jou, aan die ou ruwe kruis, kom doen het. So vriende, my vraag eintlik is,
as die Seun van die mense kom het om te soek en te red die wat verlore was, is jy en ek gevind? En dis 'n vraag wat net jy kan antwoord. Ek het hierdie week weer die wonderlike voorreg gehad, waar ek mense persoonlik bedien het, waar 'n moedertjie by my kom sit het, en vir my gesê het, ek kan nie onthou wanneer ek my hart verheer het, dit is net te ver terug. En ek is lief vir die Here, maar ek kan net nie onthou nie, dis my hele lewe. En wanneer die pastoor sê, wanneer het jou hart vir die Here gegee, dan kan ek nie die datum onthou nie, want van kindsbeen af. En ek sê vir jou moeder, hoekom sal jy die duiwel met jou woer speel? Ek is mos 'n getuie. Nou kom ons bid nou die gebed sommer net hier, ek en jy. En dan verseël ons die saak sommer net hier. En ons vat hande, en ons bid sommer die lekker Sondagsgebed saam, en sy maak haar hart oop, en ek gee vir haar die teks, en ek sê, dis wat hier in die woord staan, en nou kan die duiwel nie meer vir jou lieg en bedrieg nie. Moenie dat die duiwel by jou twyfel saai nie. En as hy by jou twyfel is, doen iets saamtrend. Klim in jou kar en kom sien my, of een van die pastore, of gaan op jou knie en sê vir die Here, Here, ek weet, dis wat ek moet doen, en dan doen jy dit. Sodat jy vandag kan weet, jy is gevind. Hierdie tafel is vir sondaars. Is die sondaars hierso? Kan ek julle hande sien? Ons was almal sondaars. Nee? Vandag kan ek sê ek is 'n kind van God, maar van nature is almal sondaars. Het jy geweet hierdie tafel is vir sondaars? Wat kinders van die Here geword het. Wat sy hart op die regte plek is. En dis wat hier staan. Die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. En as jy een is en sê, ek was verlore, maar ek is gevind, dan wil ek hê, vat hierdie brood en sê, dankie Here. Vat hierdie beker en sê, Here, dankie. Dankie Jesus. Here, dat ek kan, want die Bybel sê, Paulus, ek het van die Here ontvang die nag wanneer hy verraai is, hy brood geneem en nadat hy gedank het hy dit gebreek en sê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, en na die ete die beker met die woorde, doen dit so dikwels julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself. So, wanneer is dit onwaardig, wanneer ek die liggaam van die Here nie onderskei nie? Maar ek en jy onderskei, ons is hier by mekaar. As ek iets het wat ek moet om vergifnis vra, of sê ek is jammer, dan sê ek dit vir mekaar, of vir die Here. As jy iets teen 'n broer of 'n suster het, dis die oomblik om in jou hart te sê, Here, ek vergewe hulle, of Here, vergewe my. Of ek sal na hulle toe gaan en sê, ek is jammer, vergewe my. Ek wil nie iets teen 'n kind van die Here hê nie. Want hy sê, wie onwaardig die liggaam van die Here, nie? Nie die sondaar, die baas by die werk wat jy daar vloek en skel nie. Hy praat van die liggaam van Christus. Onder ons moet daar harmonie en liefde en vrede wees tussen die kinders van die Here, want die Gees opereer in eenheid en in liefde. So hier is die liggaam en hier is die bloed. Die beeld van wat hy vir ons gedoen het. Vraag, is jy gevind? En as jy gevind is, dan is dit die plek vanmôre om te sê, Here, omdat ek gevind is, deur u genade, kan ek deel hê aan hierdie wonderlike tafel. Sit net so, dan buig ons hoofde. Ons raak net so stil voor die Here. Net vir 'n oomblik net stil word. Here Jesus, u het gesê, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Ek het sondaars kom soek. Sondaars. Verlore mense. Mense wat nie op die regte plek is by God. Mense wie se name nie op die regte plek is in die boek van die lewe.
Mense wat nie 'n woning in die hemel het, hulle plek is nie reg nie. Ek het vir hulle gekom om hulle te soek. Ek het my lewe kom gee. My bloed kom stort aan 'n ou ruwe kruis, sodat mense gevind kan word wat verlore was. Dankie, Here. Dankie, Jesus, dat U my gevind het. Dankie, Jesus, dat ek nie my hart verhard het toe U met my gepraat het, maar dat U my hart sag gemaak het en ontvanklik gemaak het. Here, nou bid ek dat hierdie brood my herinner aan die prys wat U betaal het. Die kruisiging van U eie liggaam vir my sondes. En die drink van hierdie beker my herinner, ek is gevind omdat die bloed van Jesus my sondes weggewas het. En dat U oor my en my huis sal sê, Here, dit bid ek vanmôre vir my vriende en my broers en susters in hierdie plek, dat wat U gesê het vir Saggeus, dat U dit vandag vir ons sal sê. Vir hierdie huis het daar redding gekom. Here, my kinders, my vrou, my man, my familie, nie net ek, maar my hele huis, ons almal gevind sal wees. Dat nie een verlore sal gaan nie, dat nie een vermis sal word by die troon eendag. Dat ons sal vra, waar is daardie een? En met 'n skok ontdek, hy of sy het toe nooit gekom nie. Het dit nie gemaak nie. Want hulle wou nie luister nie. Hulle het nie ag geslaan nie. Here, gee ons 'n hart na U hart. In die naam van Jesus. Vader, dankie dat U Jesus gestuur het. Jesus, dankie dat U gekom het en ons kom vind het. Dat ek vandag ronduit kan sê, ek was verlore, maar nou is ek gevind. Omdat Jesus, my Here, my Verlosser en my Saligmaker is. Dankie vir redding vir my huis en my lewe. Amen. Dierbare Jesus, U het gesê, U het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Dankie, Here, dat U my gevind het. Dankie dat U my liefhet en dat U lewe vir my gegee het en vir my 'n plek gaan voorberei het. Gee dat ek dit nooit sal vergeet, nooit sal lewe met 'n hart wat vergeet. Want die Bybel sê, as ons vergeet, dan is ons kortsigtig en blind, want ons het die reiniging van ons vorige sondes vergeet. Here, maar dat ons oë op U sal hou, terwyl ons vanmôre eet van hierdie brood en drink van hierdie beker. Kom ons eet dit saam in Sy naam. En na die ete die beker, Sy bloed tot vergifnis van ons sondes. Kom ons drink daaruit.